Handelinge hoofstuk 20, ou kan eintlik maar die hele hoofstuk lees, maar ons gaan van vers 17 af lees. Ek weet is eers van vers 18 af, maar ek wil graag ook net by vers 17 begin, anders onderbreek ons die perikoop. Hierdie is Paulus se heel laaste sendingreis. Julle weet, hy het 3 sendingreise ondergaan, en ons is nou in die agterkant van sy laaste sendingreis. Ons lees nou eintlik oor dit wat hy gedoen het, voordat hy tot arrestasie gebeland is, en dat hy ook Rome toe vervoer is, om daar verhoor te word by die keiser. Nou wat vir my so mooi en wonderlik is vanmôre, is wanneer ons nou vanoggend by die Here ook stil word met die bevestiging van kerkraadslede, is hierdie Paulus se laaste gesprek wat hy met sy kerkraad gehad het in Efese. En dis is eintlik 'n wonderlike stukkie evangelie. Ou kom agter Paulus se tyd is min en hy het nog so baie om te sê, maar hy druk hierdie gesprekke so een na die ander in. As Lukas vir ons die Handelinge gedeelte hier opteken, dan kom jy agter hier's 'n dringendheid in Paulus, dat hy nog 'n klomp dinge wil doen. Ons gaan lees van vers 17 tot die einde van die hoofstuk. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: "Julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker, dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi, en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. En dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie. Want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan laat probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as 'n erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was gesorg het, deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys, dat ons hard moet werk, dat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus, hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang.
is die enigste woorde van Jesus wat ons nêrens in die evangelies lees nie. So waar Paulus hierdie woorde gehoor het van Jesus, dis nie vir ons opgeteken nie. Maar is interessant dat Paulus dit hier sê. En nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer, omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. En daarna is hulle saam met hom na sy skip toe. Ons lees vanmôre so ver. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, hierdie is u dag, nie ons sinne nie. Dis 'n voorreg wat u vir ons gee deur die kruisdood van Jesus Christus, dat ons vanmôre as gemeente voor u mag wees, om uit die woord te mag hoor, uit ons lofsange u naam groot te maak, en Here dan ook te beleef hoe u tussen ons beweeg. Daarom bid ons vanmôre, dierbare Gees, dat u weer by elke een van ons in hierdie banke sal verby beweeg, en dat u ons sal kom aanraak met die hemelse seëninge, dat u ons harte sal oopmaak en ontvanklik maak, en dat ons vanmôre onsself aan u kan kom wy. Kom praat en werk met ons, deur die woord wat vir ons gebreek word, kragtig die genade van Jesus Christus, ons enigste Here, met die liefde van die Vader. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Ja, sy gemeente, ek onthou in Lesotho, het ons gaan kuier vir die Mierkes. Pieter Mierke en sy vrou Hannelie is 'n sendingstasie wat in Lesotho in Malia opgerig is. Die vorige gemeente waar ons was, het so bietjie hierdie mense ondersteun. Pieter Mierke en sy vrou kom uit Kimberley, en hulle twee het alles agtergelos, amper soos 'n Abraham van ouds. En Pieter en sy vrou is oor die Lesotho grens, hulle het vir Africa for Jesus gewerk, en hulle het in Malia 'n sendingstasie gaan stig. Hulle het met 'n groot chief gaan praat wat beheer van die grond gehad het, en hierdie ou het vir hulle 'n deel van hierdie grond vir hulle gegee. En hulle het van die fondasie af begin om 'n kerkie op te rig. En toe ons by hulle kom, toe was die dinge maar nog baie rural, kan jy nou maar sê. Daar was nie regtig al waterleiding na die plekkie toe waar hulle was nie. Hulle het water met 'n emmer aangedra vir 'n kilometer ver van 'n tank af. Hulle het nie krag gehad nie, hulle het met kersse gewerk, en ons het vir hulle gaan kuier. Ons het so 2 keer 'n jaar daar gaan kuier. En ons was die Sondagoggend voordat ons huis toe is, was ons daar, waar hy 'n erediens hou vir die mensies van die omgewing, vir die Basutos. En my oog vang toe 'n ou tannie, wat oor die bergies aangestap kom. Daar's 'n groot dal en 'n vallei voor hierdie plek waar hulle was. En die tannie sien jy al van ver af aangestap kom. En Pieter sê toe, ons kan nie met ons erediens begin voordat daai tannie nie eers hier is nie. Sy is deel van die gemeente. Daai tannie stap elke dag 10 kilometer van haar huis tot by die kerk. Dan hou sy vir 3 ure lank erediens, eet iets, en sy stap terug oor die berge na haar huis toe. Die tannie was 95 jaar oud. En ek sit daai dag en ek wonder by myself, hoe pas 'n mens die kudde van God op? Wie weet, gemeente, ons leef in 'n bietjie ander wêreld as in Lesotho. Ons leef in 'n wêreld waar jy gou in jou voertuig kan klim, en dan kla jy, want die erediens begin 9 uur, en 10 voor 9 is jy nou al amper laat. En ek wonder so by myself oor die dringendheid wat Paulus in sy hart beleef het in hierdie gedeeltes wat ons lees. As u Paulus se hart wil verstaan vir die kerk, dan moet jy van hoofstuk 18 af begin lees. Hoe Paulus en Lukas, wat nou deel van sy gevolg was, hoe hulle die hele tyd van perikoop na perikoop by 'n ander dorp is, by 'n ander gemeente is, by 'n ander streek is. En hoe Paulus die hele tyd mense opsoek, gelowiges opsoek, en met hulle die evangelie deel.
En hoe hy die hele tyd vir hulle sê, bekeer julle, draai om, ontmoet vir Jesus Christus, glo in hom, vind hom as die Here van jou lewe en raak deel en betrokke by die kerk. En ek sit so en as 'n ou by hoofstuk by vers 1 begin in hoofstuk 20, dan lees jy dat Paulus die hele Griekeland deurreis. Weet, hy het 18.000 kilometer met sy voete afgelê in die 3 sendingreise wat hy voltooi het. En dan kom Paulus in vers 2 by Efese. Efese se stad is in beroering, want die Jode is vir Paulus baie kwaad. Hulle smee 'n komplot om vir Paulus gevange te neem, en dan bly Paulus nog vir 3 maande in Efese, want hy het werk om te doen. Dit is ongelooflik om hierdie stukke te lees. Na 3 maande besluit Paulus, miskien is dit nou maar beter om eerder Griekeland toe te vaar of na Turkye toe te gaan, en dan sal ek later die Efese gemeente gaan groet. En dan kom Paulus en hy gaan verby Efese op na die stad Troas toe. En as jy nou vir Troas sal onthou, dis nou daai pragtige verhaal waar Paulus hulle die aand gepreek het. En Paulus het die hele nag deur gepreek. En toe sit daar 'n mannetjie, 'n jong seun, kan amper sê maar 'n tiener, wat sit hy in die vensterbank. Hulle was op die 3de verdieping van iemand se huis by mekaar, 'n klein gemeentjie, wat daar in 'n bovertrek sit, en hierdie jong seun, as jy vers 3 lees, vers 8 lees, dan staan daar die lampe se dampe, was erg in die vertrek. En nou ons vermoed nou maar ou Eutychus het van hierdie dampe aan die slaap geraak. En toe val hy uit die venster uit, 3 verdiepings ver, en hy val na sy dood toe. Nou moet jy weet, dit is 'n traumatiese ding. Die kerk is by mekaar en Paulus preek die woord en hier val 'n man homself dood. Wat doen hulle? Dit is vir my so mooi. Hy stop die erediens, hy sê kom ons gaan eers onder toe, en dan kom hulle onder aan, Lukas is by, Lukas sê vir Paulus, want hy was 'n dokter, hierdie man is regtig oorlede, hy is dood. En wat doen Paulus? Hy gaan gooi homself oor Eutychus, hy gaan lê bo oor hom, soos wat Elia gedoen het met die vrou, met die weduwee se seentjie daar in Samaria. En dan, soos Elisa, wat by die Sumeriese vrou, ook haar seentjie so opgewek het uit die dood, gaan lê Paulus bo oor Eutychus, en dan bid hy, en dan wek die Here vir Eutychus weer op. En daar's nie genade vir 'n sondaar nie, hulle gaan terug in die bovertrek en Paulus gaan maak eers sy preek klaar. Paulus het 'n hart vir die kerk gehad. En wat Paulus se hele bediening behels het, was dat hy hierdie klein kerkies opgesoek het. Hierdie gemeente het ons baie goed wat ons van leer. Ons lees byvoorbeeld dat hierdie klein kerkies op 'n Sondag by mekaar gekom het. Hulle het nie, soos die gewoonte van die Jode was, op 'n Sabbat by mekaar gekom nie. As daar nou nog mense is wat vra, hoekom op 'n Sondag, dan sê ek, gaan lees Handelinge 20. Dis hoekom die kerk vandag op 'n Sondag vergader. Nie sodat julle uit die vensters moet val en doodgaan nie. Maar dis omdat die kerk by mekaar kom na die Sabbat. Want ons vier die opstanding van Christus op die Sondag, nie op die Saterdag nie. En dan lees ons ook, hoekom het hierdie gemeentes by mekaar gekom? Gemeente, daar was 2 sake wat Paulus in elke erediens aangeraak het. Hulle het die nagmaal saam gevier, en hulle het die Here se woord gelees, en hulle het die woord, die evangelie verkondig. En toe Paulus klaar is met die gemeentetjie in Troas, toe vaar hy weer verby Efese na die klein eilandjie Milete toe. En toe hy in Milete is, toe spandeer hy bietjie tyd daar saam met die gelowiges, en hy stuur 'n gevolg vir hom vooruit na Efese toe. En hy sê vir die Efese gemeente, roep die ouderlinge vir my. Ek wil hulle graag op die strand ontmoet, want ek is op pad Jerusalem toe. Paulus wou nie die Pinksterfees mis in Jerusalem nie. Maar dit is my so mooi toe, dis 'n 3-dagse reis van Milete af na Efese toe. En toe Paulus uiteindelik die gemeente op die strand ontmoet, toe praat Paulus met hierdie ouderlinge soos 'n man wat op sy sterfbed lê. Sy laaste woorde wat hy aan 'n gemeente los, vers 28, pas die kudde wat God aan julle toevertrou het, baie mooi op.
En wat so mooi van daai vers is, gemeente, is dat ons die hartklop van God vir sy kerk hoor, as Paulus sê, onthou dat hierdie kerk losgekoop is met die bloed van Jesus Christus. Elke gemeente wat op 'n Sondag die naam van Jesus aanroep en bely, is bloedgekoopte kinders van ons hemelse Vader. En of die gemeentetjies groot was en of hulle klein was, groot soos in Antiochie, of klein soos op Milete of selfs in Troas, selfs daai mense was vir God kosbaar. Hy het hulle met Jesus se bloed los en vry gekoop om kerk te wees en kerk te wees in hierdie wêreld. Dat die sendinghart van Paulus dalk warm klop, maar dat die hart van God nog sterker klop as Paulus se. En hy ontmoet hierdie gemeente op die strand en dan huil hulle saam, want hy weet hy gaan hulle nooit weer sien nie. En dan sê hy vir hierdie gemeente, maar pas op julle, want die wolwe gaan tussen die skape wil inbeweeg. En julle gaan moet waaksaam wees as die evangelie nie meer suiwer verkondig word nie. Vanmôre het ons die voorreg dat ons 'n klomp diakens en ouderlinge vir 'n volgende termyn vir moedergemeente gaan aanstel. My pleidooi aan die kerkraad in my eerste jaar wat ek hier was, het ek vir hulle gesê, ek verwag van julle om die Bybel beter te ken as ek. Want ek is 'n lerende ouderling, julle is regerend. Julle kan 'n dominee of 'n leraar net op die suiwerheid van die woord verantwoordelik hou as julle die Bybel beter verstaan as hy. En dit was nogal die woorde wat by my geresoneer het toe Pieter Mierke vir my daai dag in Lesotho sê, Dominee, kan ek vir jou een ding vertel van hierdie swart mense, hierdie Basotos, hulle verstaan die Bybel beter as geleerde mense. Want hulle doen wat die woord sê. Die gemeente, dalk lê daar vanmôre vir jou en my hierdie stukkie gevaar in ons lewens. Dat met al die gemaklikheid van die tegnologie in die wêreld wat ons het, selfone, TV's, internetkonneksies, motorvoertuie, 15 verskillende pakke klere in jou kas, dat ek en jy die hart van God se evangelie kan mis, omdat ons nie gemaklik is nie. Ja, die dominee het my weer omgekrap, ek gaan nie meer kerk toe nie. Daai lidmaat het my skeef aangekyk, ek gaan nie weer daar sit nie. Daai jong meisie se kind huil vreeslik te veel vir my in hierdie erediens, hoekom gaan sit hulle nie net in die moederskamer nie. Jy weet die gemeente, terwyl ons dit nie beleef in die Bybel nie. Hierdie mense wat in die Bybel by mekaar kom, het kilometers ver gestap, om net by die Here se woord uit te kom. Die Basotos in Lesotho stap 10 kilos oor die berge, om op 'n Sondagoggend by die Here se woord uit te kom. En ek en jy sit in hierdie deel van Suid-Afrika, en dan word ek vanmôre wakker, en dan besluit ek, as ek lus om kerk toe te gaan, of nie. En as die ouderlinge en diakens vanmôre hier voor kom staan, is dit hierdie dominee se pleidooi en hart, vriende, dat julle vanmôre sal besef hoe kosbaar hierdie gemeente vir die Here is. En dat julle vanmôre sal besef dat hierdie gemeente 'n bloedgekoopte kudde van God is, deur Jesus Christus. En liewe gemeente, as jy vanmôre hier sit, dat jy vanmôre sal weet hoe kosbaar jy vir God is. Dat al kan ek en jy nie alles offer wat ons wil nie, sê God, Jesus het homself nie in daai gemakstoel geplaas nie. Hy het sy lewe vir sy kerk gegee. En dat hy eintlik van jou en my soms 1000 maal meer verwag as wat ons vir hom gee. En nog steeds te midde daarvan, sê die Here vanoggend vir jou in hierdie kerk, hy is vir jou tot die dood toe lief. Jy's kosbaar vir hom. En mag die nuwe leiers
ook hierdie liefde van God vir hierdie kerk dra, dat ons as 'n nuwe leierspan hierdie gemeente verantwoordelik sal hou voor die Here en sy woord, en dat dit hier sal gaan oor die saak van Jesus Christus, ons Here. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, ontmoet ons dan as u bloedgekoopte kerk. 'n Kerk, Here, wat 'n prys op hom gehad het en u het die volle prys daarvoor gegee. Kom dra ons vanmôre dan ook as gemeente op, Here. Hou vir ons in die hande vas en wees vir ons genadig. Ons bid en vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.